Dis Desember, ons is op pad na Kersfees, ons is op pad na saamwees, afskaal, ons is op pad na herdenk, onthou. En ek wil jou vandag vra, wat is dit wat jou regtig bly maak? Is dit dalk 'n persoon, soos 'n verhouding, maak dit jou bly? Is dit dalk die goeie nuus wat jy gekry het nou onlangs, wat vir jou hierdie gevoel van bly gegee het? Of dalk is dit 'n verhoging of 'n promosie wat jou bly maak. Of dalk net iets eenvoudig soos die verkeerspolisie trek die persoon voor jou af en jy ry verby en toe jy so verbyry sien jy daar's daai trokkie wat hulle die agterstallige boetes opgrawe. Wat maak jou regtig bly? Hulle sê blydskap is 'n baie intense emosie. En iemand het dit eenslag so beskryf, hy sê dis 'n intense oomblik van positiewe emosie wat jou wil laat op en afspring. Klink dalk simpel, maar is tog so waar. Werklike blydskap wil jou laat voel, ek wil op en af spring. Daai goeie nuus wat jy kry, jy wil op en af spring. 'n Paartjie wat lank gesukkel het om swanger te word, kry die nuus dat hulle swanger. Dis hierdie intense oomblik van blydskap, jy wil op en af spring. Sal ons ooit vergeet, die wêreldbeker, of jy nou 'n rugby aanhanger was of nie, toe hulle daai met 1 punt wen. Jy weet, jy wil jou hande in die lug gooi en jy wil skree, en die hele land het behoorlik op en af gespring, of jy nou op die stadion was, en of jy nie op die stadion was nie. Dit is 'n intense oomblik van emosie wat jy beleef, wat jy wil laat op en afspring, blydskap. Nou Kersfees is ook 'n tyd van blydskap en afwagting. Daar's daai afwagting van saamwees, van saamkuier, om mense wat jy lanklaas gesien het weer te verenig met hulle en hulle te sien. Daar's die kos, daar's die persente, daar's die liggies, daar's die betowering. En dit is 'n tyd van blydskap vir meeste mense. En dit is reg, dit moet 'n tyd van blydskap wees, want as Kersfees vir ons in wese gaan oor Jesus en sy koms na die aarde, is dit meer as genoeg rede vir blydskap. Ons is besig met 'n reeks wat ons noem, het jy gehoor? En tydens die Kersverhale in die Bybel is daar 'n klomp aankondigings. En mens kan baie maklik dink die aankondiging het net te doen met 'n kind gaan gebore word of 'n kind is gebore. Maar daar is 'n klomp goed wat gesê word, wat deel van hierdie aankondigings is, wat ons jou wil nooi om in hierdie Kerstyd te hoor. Daarom noem ons die reeks, het jy gehoor? En vandag, het jy gehoor, 'n goeie tyding van groot blydskap. Ons skrifgedeelte kom uit Lukas 2. Kom ons lees vanaf vers 8 tot 20 en ons gaan die hele gedeelte lees. Ek dink dit is belangrik om in hierdie tyd weer hierdie verhale sorgvuldig en rustig deur te lees. So kom ons lees dit. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink.
Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. 'n Goeie tyding van groot blydskap. Kom ons maak 'n paar opmerkings oor blydskap vandag. Die eerste opmerking is dat Jesus is die goeie tyding van groot blydskap. Dis hy, dis niks anders nie. Dis in 'n persoon gesetel. Luister wat sê vers 10, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bedoel is. Nou, wat is hierdie goeie tyding van groot blydskap? Is dit die geboorte van 'n baba, 'n kindjie? Of is dit meer dit waarvoor hierdie baba, hierdie kindjie na die aarde toe gekom het? En ek dink dis die laasgenoemde. Inteendeel, ek is oortuig dis die laasgenoemde. Hy het na hierdie aarde toe gekom, nie om net gebore te word en 'n babaatjie te wees, sodat ons Kersfees kan vier nie, maar hy het gekom met 'n missie en met 'n doel, en om op die ou einde, op 'n ouderdom van 33 te sterf vir die wêreld se sonde, sodat ons nie hoef verlore te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus se koms was nie net 'n geboorte nie. Dit was 'n lewe, dit was 'n sterf, dit was 'n opstaan, sodat ek en jy ewige lewe kan hê. Dit herinner my aan die bekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is die tyding van groot blydskap, dat ons ewige lewe sal kan hê. Ek het net vir interessantheid gaan kyk, wat is die woord wat die Grieks gebruik vir lewe, dat ons lewe kan hê. En dis die woord zoe. Nou, daar's 'n ander woord wat ook baie keer in Grieks gebruik word vir lewe, en dis die woord bios. Dis twee woorde. Bios verwys na lewe in die algemeen, in 'n praktiese hoedanigheid. Met ander woorde, hy lewe, dit is sy lewe, of dis 'n lewende organisme. Dis bios, is ook vanwaar ons die woord biologie kry. Maar zoe is iets anders. Dit wys na 'n manier van lewe, 'n tipe lewe wat jy ontdek. 'n Ewige lewe, 'n manier van lewe wat God vir jou kan gee. Dis wat zoe is, 'n geestelike tipe lewe. Ek meen, hy het nie gekom om vir die mens lewe te gee nie, want die mensdom het reeds geleef. Hulle het net verkeerd geleef. Hulle het net in 'n gebrekkige staat van lewe gewees. Maar sy koms na die aarde is 'n tyding van groot blydskap, want ons kry ewige lewe. Ons kry 'n manier van lewe, ons kry zoe lewe. Hoe wonderlik is dit nie? In hierdie tyd verwys ons ook na die woord advent. Nou advent beteken om te kom na iets toe. Hierdie is die adventtyd op die kerkkalender. En dit beteken om te kom na iets toe, soos Christus het gekom na die aarde toe. Hy het geadvent na die aarde toe, maar dit beteken ook ons kom na hom toe. So advent is nie net Christus wat na ons toe kom nie, maar is ook ons wat na hom toe kom. Is nie net hy wat die goeie tyding is nie, is ons wat kom na die goeie tyding toe. En ons kies in hierdie tyd opnuut weer vir Jesus. En is hierdie diep uitnodiging wat kom in Kerstyd tot blydskap vir ons almal. Wat sê, jy word genooi om Jesus weer opnuut te ontmoet. Om opnuut weer op hom verlief te raak. Om opnuut weer jou lewe neer te lê. Ontmoet hom as die baba en word gevul met verwondering. Ontmoet hom as die rabbi wat loop op die aarde en word gevul met geloof. Ontmoet hom as die een wat aan die kruis hang en word gevul met dankbaarheid. Ontmoet hom as die een wat opgestaan het en reageer op daai appel wat hy op jou lewe maak, want hy nooi jou na 'n manier van lewe. En dis die blydskap. Maar weet jy wat? Die tweede gedagte is, blydskap is iets wat ons moet kies. Blydskap moet gekies word, dis 'n keuse. Pyn in hierdie lewe is nie 'n keuse nie. Dit kom jou pad langs. Hartseer is nie 'n keuse nie, dit kom jou pad langs. Maar blydskap is in baie opsigte 'n keuse wat jy sê, ek kies om bly te wees. Ek gaan daai keuse uitoefen. En dit kom vir baie mense natuurlik, maar vir ander mense moeilik, hang af waar jy jouself bevind. Iemand wat homself in 'n diep gat van depressie
bevind, sukkel om blydskap te kies. Iemand wat van nature pessimisties en negatief is, sukkel om blydskap te kies. Maar blydskap bly 'n keuse wat ek en jy maak. En Jesus nooi ons om blydskap te kies, want dit is 'n goeie tyding van groot blydskap. Ek het die afgelope tyd 'n paar troues bygewoon. Toevallig het albei my kinders hierdie jaar getrou, van my vriende se kinders het getrou, en ons almal ken troues. Troues is 'n goeie tyd van groot blydskap. Ons vier fees saam met die bruidspaar, ons vier die liefde, en almal is gelukkig. Maar omdat ek baie van die mense op hierdie onderskeie troues geken het ek tog 'n opmerking gemaak laat aand as ek so sit en kyk hoe almal fees vier. Dat daar is sommige mense wat nie kies om bly te wees nie. Hulle het mense om hulle. Hulle het kers en blomme op die tafel. Hulle het hulle geliefdes. Hier's iets wat voor hulle afspeel wat hulle so bly moet maak. Maar hulle kies nie blydskap nie. Sien, blydskap is hierdie keuse wat ons moet maak. Is inteendeel 'n opdrag. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 16. Hy sê, wees altyd bly. Dis 'n opdrag. Kies altyd blydskap. Al het jy geneigtheid om na die donker toe te gaan, al het jy die geneigtheid om na die negatiewe toe te gaan, die pessimistiese kant toe te gaan, sê ek kies in hierdie Kersfees om bly te wees. Om toe te laat dat blydskap in my lewe inkom. Sodat ek blydskap in vertrekke kan indra. Sodat ek die persoon kan wees wat blydskap na 'n tafel toe bring, na 'n boom toe bring, na 'n geskenk toe bring, na 'n familiebyeenkoms of 'n vriendebyeenkoms toe bring. Kies blydskap. Interessante navorsing oor blydskap wat gedoen is. Hulle het mense gevra. Hulle moet dinge noem wat hulle opreg bly gemaak het, en van hulle eerste herinneringe van blydskap moes hulle neerskryf. Met ander woorde, nog voordat jy geld verdien het, om miskien sekere dinge te koop wat jou kon bly maak, net jou eerste herinneringe van blydskap. En hier is van die topgoed wat neergeskryf is. 'n roomhuis in 'n koun, 'n boomhuis, 'n pophuis, 'n baba hondjie, 'n koek met kersse op, en mense wat vir jou sing, veels geluk, liewe maatjie. Helderkleurige ballonne, borrels, daar weet jy die borrels so uit die borreltjie en dan blaas jy dit, daai borrels, 'n swembad in die somer. Aan wat herinner dit jou? Kinderdae. Dis die basiese goed wat jou as kind hierdie blydskap laat voel het, dat jy eintlik wil huppel, op en af spring. Ek sien nou die naweek weer by 'n plek wat ons eet, is daar bokkies, en die kinders wat daar aankom, hulle sien die bokkies, en hulle huppel van blydskap na die bokkies toe om te gaan hallo sê. Ons verloor dit, soos ons deur die lewe gaan. Ons verloor ons blydskap. Dis asof ons sensitiwiteit verloor om goed raak te sien wat ons bly maak. Ons raak half immuun, en daarom moet die stimulasie soveel hoër wees, sodat ons bly kan wees. Maar jy word genooi om in Jesus net eenvoudig blydskap te kies, want hy het hierdie goeie tyding vir ons gebring. Hy het sy lewe kom gee. Die herders, hulle besluit nadat die engele weg is, kom ons gaan ondersoek het. En dan vind hulle Jesus. Jy weet, hulle kon gekies en sê, dis seker maar nou vir ander mense bedoel. Maar hulle kies, hulle wil hierdie blydskap sien, hulle wil hierdie goeie tyding van groot blydskap gaan ontmoet, en hulle gaan verken dit, en dan kom hulle daar, en dan bevestig hulle hierdie jong paartjie so onsekerhede. En hy bevestig aan hulle, dit is Jesus, dit is die Seun van God, dit is die goeie tyding, dit is die blydskap. En dan sê hy, hulle is daar weg, en hulle het God geloof en geprys. Hulle harte is ook gevul met blydskap. Iets wat jou kan help om te kies vir blydskap is my derde gedagte. Kies 'n lewe van feesviering. Feesvier is Bybels. Die Jode het feeste gehad, wat God gesê het, by hierdie fees, paar keer 'n jaar, moet julle fees vier.
Om een of ander rede het ons hierdie persepsie dat as Christen moet ons vreeslik ernstig wees, ons moet nie fees vier nie. Enigste fees is die Sondagoggenddiens of Sondagaanddiens, dis die fees. Maar feesvier was deel van die mense se lewens, dit was integreer in hulle lewens. As een plekkie in Deuteronomium wat vir jou so kykie gee in hierdie feesvier in. Waar die Here vir hulle sê, sou dit gebeur dat julle nie die fees kan bywoon nie. Gebruik die geld wat julle sou spandeer om na die fees te gaan, na die tempel of na Jerusalem te gaan, gebruik daai geld op die volgende manier. Luister wat sê Deuteronomium 14 vers 26. Hy sê, daar moet jy met die geld koop net wat jy wil. Bees, skaap, wyn of enigiets anders wat jy wil hê. Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. Dis feesvier. Het jy geweet dat feesvier, is deel van die geestelike dissiplines? Dit word in meeste boeke wat skryf oor geestelike dissiplines, word dit gelys, die Engelse woord is celebration. Net soos wat vas, en diens, en studie, en gebed, geestelike dissiplines is. So is feesviering ook 'n geestelike dissipline. Ek meen toe Jesus uit die woestyn uit kom, gaan hy in die sinagoge in. Hy vat 'n boekrol, hy lees daar uit Jesaja uit, en hy kondig die jubeljaar aan. Hy sê, die aangename jaar van die Here het met my koms aangebreek. The year of Jubilee. Hy kondig feesviering aan. Sy eerste wonderwerk was by 'n fees, by 'n bruilofsfees. En sy wonderwerke het te doen gehad met iets wat die mense nie gehaat het nie, wat half hulle fees by hulle gesteel het. Daar was 'n verleentheid, daar was nie genoeg wyn nie. En hy verander water in wyn sodat die mense kan vier. Paulus skryf Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou in die Here. Dis hierdie Bybelse patroon van feesvier en bly wees. Geen wonder C.S. Lewis het die volgende gesê, hy sê, joy is the serious business of heaven. It's a serious business of heaven. En moet jy nie onttrek van feesviering nie, want dit is 'n goeie tyding van groot blydskap. Maar hoe vier ek fees? Ek noem vandag 4 goedjies. Eerstens, breek die kompartemente in jou lewe af. Baie keer leef ons lewe in kompartemente. Daar's 'n kerkkant en daar's my lewekant. Of daar's 'n geestelike kant en daar's 'n nie geestelike kant. En hierdie goed meng nie. So, ek kan feesvier by die kerk, maar as ek Saterdag aand na 'n baie goeie kunstenaar gaan kyk wat musiek maak, dan kan ek dit nie geniet nie, want dis nie dieselfde ding nie. Ek kan by die kerk feesvier, maar as ek my kleinkind of my baba vashou, dis iets anders, dis op 'n ander vlak, of saam met vriende kuier. Breek daai kompartemente af. Alles is geestelik. Alles wat jy doen, alles wat jy beleef, is geestelik. Want omdat ons Jesus volgelinge is dit nodig dat ons lewe op elke gebied sal getuig dat ons sy volgeling is. Selfs die manier wat ons fees vier, moet getuig. Dan tweedens, lag 'n bietjie meer. Lag vir jouself. Dink ons vat onsself te ernstig. Baie keer as ek 'n jong paartjie sien, wat verloof is of so, en ek sien hulle lag lekker saam, dan kry ek so gevoel in my hart, hulle het 'n goeie kans om dit te maak. Want mens moet saam kan lag. Bring jouself in gesprekke en op plekke wat jy die humor en die snaaks in die lewe kan sien, selfs in jou eie lewe. Spot maar met jouself, lag vir jouself, want hier is die waarheid. Ander mense spot in elk geval agter jou rug en lag vir jou. Lag vir jouself. Dan derdens, waardeer 'n bietjie goeie kuns. Daar's soveel blydskap in letterkunde, in poësie, in 'n skildery, in 'n goeie stuk musiek. Daar's soveel blydskap in 'n musiekblyspel, of 'n verhoogproduksie, of 'n skildery. Om net vir jouself oop te maak en toe te laat dat hierdie goed in jou inkom en jou bly maak. Want Jesus wil hê ons moet lewe, hy nooi ons na 'n tipe lewe, 'n lewe van blydskap. En dan laastens, maak ietsie meer van familie en vriende byeenkomste. Maak dit feesgeleenthede.
Ons het 'n paar jaar terug 'n tradisie begin wat ons noem Boere Thanksgiving. Julle almal weet in Amerika is dan ons, ek dink is die laaste naweek in November het hulle Thanksgiving. En dis dan 'n geleentheid wat hulle dankie sê. Of hulle altyd by dit uitkom, weet ons nie. Maar is 'n baie goeie gebruik, want dit maak 'n dag daarvan wat jy stop om fees te vier dit wat in jou lewe is. Want onthou, wanneer jy dankbaar is vir dit wat in jou lewe is, lei dit outomaties tot 'n tipe blydskap. En wat ons doen by ons Boere Thanksgiving, is ons eet saam, iemand bring 'n voorgereg, iemand maak die hoofgereg, iemand bring 'n nagereg. Ons gee dalk 'n R50 geskenk vir mekaar as vriende of familie. Maar die belangrike ding wat ons doen, ons stop so 'n bietjie om oor iets dankbaar te wees en te getuig oor iets wat die Here in ons lewe gedoen het. En dan word hierdie nie net 'n kuier nie, dit word 'n getuienisoomblik, dit word 'n feesvieringsoomblik, wat jy net dankbaar is, en wat jy doelbewus as vriende blydskap saam kies. Kersfees kom met 'n groot uitnodiging, want hierdie aankondiging sê, het jy gehoor, 'n goeie tyding van groot blydskap. Hy kom met 'n uitnodiging. Kies blydskap. Kom ons bid saam. Here, help ons in ons lewe om blydskap te kies. En ek wil in hierdie oomblik bid, ek weet nie wie na hierdie preek gaan luister nie, maar as daar diegene is wat op 'n donker plek is, dat hy net in hierdie oomblik by hulle sal stil staan en dat hulle 'n tipe warmte sal voel, wat U na hulle toe bring. En dat hulle lewe sal oopmaak en die goeie tyding van groot blydskap sal innooi. Ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal sal wees, tot ons weer by mekaar kom. Amen.